Ons gesels vandag 'n bietjie verder oor angstigheid. En dit is nou een ding om te weet, dat ons nie angstig hoef te wees oor ons verlossing nie, te danke aan Jesus. Maar dit het ons nou niks te doen met ons daaglikse lewe nie, of hoe? Dit wat ons elke dag moet doen, is ons eie bekommernis, nie waar nie? Hierdie is 'n bekommernis wat ons baie laag kan bring. Want ons kort altyd geld vir iets, en ons het altyd nodig vir kos, en klere, ons huis, en ons voertuig, onderhoud van verskillende dinge ensovoorts. En die bekommernis oor al hierdie dinge kan maklik ons soveel gevange neem, dat ons gedagtes by niks anders is nie. Jesus praat ook met ons hieroor, en hy sê iets anders as wat ons vir onsself en vir mekaar sê. Jesus sê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe en wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel nie, die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan deur om hom te kwel, een el by sy lente voeg? En wat kwel julle heel oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie, en hulle spin nie, en ek sê vir julle dat self Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was as een van hulle nie. As God aan die gras van die veld vandag daar is en môre in die oond gegooi word, so beklee, hoeveel meer vir julle, klein gelowiges. Nou, ons moet dadelik vir mekaar sê dat Jesus ons nie leer om nie te werk nie. Om te werk is een van God se eerste opdragte aan die mens. Met ander woorde, om die aarde te onderwerp en daaroor te heers, Genesis 1 vers 28, en om dit te bewerk en te bewaak, Genesis 2 vers 15, maar ongelukkig as gevolg van die sondeval, moet ons met moeite ons brood verdien, volgens Genesis 3 vers 19. Die Bybel leer ons om ons werk eerlik en goed te doen, en dat ons nie bekommerd moet wees, dat ons nie genoeg sal hê nie. En dit is nogal iets wat Jesus van ons vra, nie waar nie? Hy sê vir ons moet maar net gaan kyk na die natuur, en hoe God vir die natuur sorg. Die natuur is ook gebuk onder die gevolge van die sondeval, maar die diere het ten spyte van die gebroke realiteit alles wat hulle nodig het. Jesus sê ons is soveel meer werd as die voëls en as die blomme. Dink daaraan. Ons is mense wat na die beeld van God en Christus herstel is. God het ons ten duurste gekoop met die bloed van sy seun, Jesus Christus. As ons aan Jesus glo, is ons kinders van God. Dit beteken nie dat ons almal in weelde sal lewe nie. God het ons lief en hy sal gee wat ons nodig het. Ons moet net werk en vertrou dat die Here die werk wat ons met ons hande verrig sal seën. Tog word ons so gou deur bekommernis oorval dat ons angstig word. En dit gaan alles oor klein geloof. Ons is soos Petrus wat na die wind en die golwe kyk en bang word en sink, terwyl ons maar net ons oë op Jesus moet hou. Hou op om angstig te wees oor die lewe, neem die tree van onterughoudende geloof en vertrou in God. Die hele aarde en alle mense lewe in die hand van God, hoeveel nie meer ons wat deur Jesus sy kinders is nie. Kom ons bid. Here onse God, gee ons asseblief ons daaglikse brood. En daarmee vra ons nie net alles wat ons na die gees nodig het vir die geestelike nie, maar ook alles wat ons vir die lewe hier en nou nodig het. Help ons om nie kleingelowig te wees nie, maar om onterughoudend op U te vertrou. Amen.